open gebed asseblief. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand waar ons nou saam kan ons die Sabbat-opening doen en vra Here dat U elkeen sal seën wat vir sy brand van die Heilige Gees sal plat instaan waaruit die woord kan in naam van Jesus. Nou kom ons begin. Die tema is trots teenoor nederigheid. Nou die geheer onthou teksvers vir die week. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wat homself verneder, sal verhoog word. Kom uit Lukas 14 vers 11, 33-53 vertaling. Wat is die waarheid aan my? Dit is 'n moeilike vraag om te beantwoord. Dink myself. As ek sê baie en houd hier trots gehouden, herken ek dat alles wat ek is en het, ek sal bereik en of bereik het. Dit beteken ek het alles self gemaak, kry. Wat as ek sê baie omdat God my as sy kind beskou? Beskou beteken kyk. As ek sê nik en nederige houding, so as ek niks sê in my nederige houding, herken ek dat alles wat ek is en het van God kom. So en ek weet alle en die saamkring, dit kom van God af. Wat as ek niks sê, omdat ek gebrek aan selfwaardigheid het? Dat beteken, as ek het niks, ek waarde, sy brand waarde, want ek niks. Wat gaan nou aan? Voorbeeld van trots. Voorbeeld. Datum, lief trots, ek. Tweede, die disippels van Jesus. Dan later praat. Dan voorbeeld van nederigheid is die tollenaar in die tempel, Moses. Die derde is Jesus die volmaakte voorbeeld. Nou ons gaan stel oor voorbeeld van trots. Datum. Want alles wat in die wêreld is, die begeerheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is
uit die wêreld. Dit kom uit 1 Johannes 2 vers 16. As ons oor trots praat, moet ons praat oor die een in wie hierdie gevoel eers ontstaan het. Datum, hy het besluit om nie tevrede te wees met die opsie vir sy werk, opsie, maar wou na 'n hoë een opstyg. Metertyd wou hy so hoog word dat hy so begeer het om die troon van God te besit. Jesaja 14 vers 12 tot 14. Ons het die begeerte geërf om te doen wat ons wil, om te besit met onbegeerte en om posisie te verkry, wat vir ons roem op rykdom kan bring. En dit is wat die wêreld ons aanbied. 1 Johannes 2 vers 16. Maar nie alle strewende is trots nie. Die tevredenheid oor 'n kind se seksie en persoonlike ambisie, wat beteken dit? Ons sal nou te praat. Is nie noodwendig ongesonde trots nie. Die belangrikste dinge om te onthou is dat onbesitting, waardighede en prestasie nie onwaardigheid bepaal nie. Trots bestaan daarin dat ons nie aan God die eer gee vir wat hy in ons lewe doen nie. Diploma, Theo, mag bevorder alle, en alle. Maar ons sê nie, dankie vir hom, ons gee die eer, hy my dit kan slaag. Terwyl hy het nie gedoen, sê hy gee ek. Okay, nou moet ek eers praat van duiwelsin. Nou praat van die disipel. Nou die disipel van Jesus. En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste gesag moet wees. Kom uit Lukas 22 vers 24. Hulle het meer as 3 jaar saam met Jesus deurgebring. Hy het pas hulle voete gewas en vir hulle vertel van sy bloed wat vir almal gestort sou word. Tog terwyl hulle saam geëet het, het hulle gesprek glad nie daaroor gegaan nie. Wie van hulle die grootste was? Lukas 22 vers 24. Hulle trots het hulle laat glo dat hulle die hoogste plek verdien. Hulle het nie die erg van hulle gevoelens besef nie. Deur hulle trots het hulle God uit hulle harte weggedruk. Jesus het dit reguit gestel, maar ek is
onder julle soos een wat dien. Lukas 22 vers 27. Met ander woorde, as julle groot wil wees, soos julle meester dien ander. On trots sê vir on dat on verdien om deur ander gedien te word. En hakie, dat on beter as hulle is. On het God se genade nodig om nederig dienaar te word. Voorbeeld van nederigheid. Die tollenaar. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, weet my sondaar genade. Lukas 18 vers 13. En Fariseer het vir God vertel van die goeie werk wat hy gedoen het en die verdienste wat hy voor die hemel gehad het. Maar Jesus het gesê dat hy baie by homself gebid het en nie tot God nie. Hoor wat dit sê, Lukas 18 vers 11 tot 12. 'n volmaakte voorbeeld van trots. Tollenaar het God om hulp gevra, want hy was 'n sondaar. Lukas 18 vers 13. Deur homself neder voor God te stel, het hy 'n regverdige na sy huis gegaan, want alleen wat homself behoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Lukas 18 vers 14. Ware nederigheid begin wanneer ons sonde erken en Christus se hulp vra. Maar dan stel ons nie op 'n ander neersien as 'n minderwaardig nie. Filippense 2 vers 3. Dit beteken ek weet jy laag. Tweede, sal ons nie openbaar erken soek nie. Lukas 14 vers 7 tot 11. Sal ons ander toelaat om vir ons te erken, te gee. Dit beteken woord in Lukas 14 vers 7 tot 11. Moenie saam ek moenie. Dan die tweede is Spreuke 27 vers 2 sê dat iemand anders moet vir jou praat van jou goedheid, nie ek self moenie. En dan die vierde, sal ons God se genade ontvang. Jakobus 4 vers 6. Sal ons hierdie genade aan ander oordra. 1 Petrus 4 vers 10. Die genade wat ek ontvang, moet ook deel vir die ander. Dit beteken, Jesus vergewe my, ek vergewe jou.
Moses. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. Hebreërs 11 vers 24 tot 25. Moses is opgelei om die volgende farao uit Egipte te word, en hy was 'n groot straf drag is die tragedie en het 'n groot intellektuele vermoë gehad. Handelinge 7 vers 22. Op 40-jarige ouderdom het hy besluit om dit alles op sy te sit en by sy volk aan te sluit. Hebreërs 11 vers 24 tot 25. Hy was die bevryding, sy magtigste arm sou sy broer bevry, en 'n groot fout. God kon hom nie gebruik terwyl hy sulke trots gekoester het nie. Nog 40 jaar in die gemeenskap met God in die woestyn het hom 'n baie nederige man gemaak. Numeri 12 vers 3. Nou kon God hom gebruik om 'n plaag te stuur, die see oor te steek, die 10 gebooie te ontvang, direk van God te praat, of direk met God te praat, die rok te slaan. Hy kon self neder die straf vir sy daad van trots aanvaar. Toe hy 'n krediet geneem het vir wat hy gedoen het. Numeri 20 vers 10 tot 12. Krediet beteken hy vra te blik, God moenie vir Israel straf nie. Straf liewer vir my, moenie op hulle nie, maar liewer vir my straf, moenie op ek. Omdat Moses gebeur, die afstammeling kom aan Jesus en die familie. Daarom het hy gesê, moenie op hulle nie, maar op my. Die voorbeeld van Moses wys vir ons dat 'n nederigheid nie van self in soos ontstaan nie, maar dat ons God elke dag moet vra om dit in ons te werk. Jesus die volmaakste voorbeeld en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Filippense 2 vers 8. Niemand in hierdie wêreld het ooit of sal ooit die grootheid hê wat Jesus voor sy menswording gehad het nie. Tog het hy alles prysgegee uit liefde vir ons. Teenoor so 'n nederige
verbleekte verbleekte alles wat ons het, alles wat ons is, of alles wat ons ooit kan word. Jesus het die hemel verlaat om vir die mensdom te sterf, en die woord dat ons sal sy daad van genade sal verstaan en op sy uitnodiging tot die verhouding met hom sal reageer. Filippense 2 vers 5 tot 8. Hy is die sondaar terwyl die volmaakte voorbeeld van nederigheid. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Filippense 2 vers 5. Deur sy voorbeeld te volg, moenie iets doen uit selfsug of uiteindelike eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie alleen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Dit beteken, kyk na myself en kyk ander mense ook. Help met wat rol, help met wat blind, help met wat arm is. Filippense 2 vers 3 tot 4. Psalm 138. Ek sal u loof met my hele hart in 'n teenwoordigheid van die gode sal ek psalm sing tot u eer. Ek sal my neerbuig na die heilige paleis en u naam loof, om u goedertierenheid en om u trou onbou. Want u het vanweë u die ganse naam u toegeken groot gemaak. Die dag toe ek geroep het, het u my verhoor, my bemoedig gemaak met die krag in my siel. Al die koning van die aarde sal u loof, o Here, as hulle gehoor het die woorde van u mond, en hulle sal sing van die weë van die Here, want die eerlikheid van die Here is groot, want die Here is verheven. Nogtans sien hy die nederig aan, en die hoogmoedig ken hy uit die verte. As ek in midde van 'n benoudheid wandel, behou u my in die lewe. U steek u hand uit teen die troon van my vyand, en u regterhand verlos my. Die Here sal dit vir my voleinde. U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werke van u hande nie. En Ellen White skryf: en selfliefde, selfverheffing en trots lê daar 'n groot zwakheid, maar in nederigheid lê daar 'n groot krag.
onbare waardigheid word nie behou wanneer ons die meeste van onsself dink nie, maar wanneer God in al ons gedagte is en ons harte brand van liefde vir ons verlosser en liefde vir ons medemense. Eenvoudig van 'n karakter en nederigheid van 'n hart sal geluk bring, terwyl die van verwaandheid, ontevredenheid, gekla en voortdurend teleurgestel sal bring. Dit is wanneer ons leer om minder aan onsself te dink en meer daarop gerig is om ander gelukkig te maak, dat ons goddelike krag sal ontvang. Interessant. Und lieber Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie woorde wat ons nou gelees uit die Sabbatles. Ja, Here, ons het baie foute. Ons het baie dink eie ek. Vra dat U asseblief ons sal help om daai eie ek af en nederig wees soos Jesus te wees. Voorbeeld wat U doen, U het ons gewys hoe om ander mense voete te was. Dit en nederig mense te wees. En U is bereid om laag te wees vir ons. Dit is ons voorbeeld om ander mense ook te voete te was en wees nederig en help ander waar jy kan help. En ons vra dat U asseblief ons sal wys hoe ons moet lewe, dat ons ek nie, maar dat U deur ons kan werk. Sê dankie vir U genade, dankie vir hierdie woorde. Mag U ons lei asseblief hierdie Sabbat waar ons nou kan ingaan en meer van U meer ken. Moet dit in Jesus naam alleen. Amen.